2025 was 'n nare jaar vir klomp mense gewees. Klomp mense. Hoekom? Hoekom moet dit so wees? Hoekom moet ek deur hierdie ding gaan? Hoekom is die lewe so moeilik? Ons twyfel baie keer want dit lyk nie soos wat ons wil hê dit moet lyk nie. En ons versuim baie keer om net na die Bybel toe te gaan en te gaan lees oor God, oor sy karakter en sy koninkryk. Hy is net vir my een van hierdie ouens wat in die Bybel genoem word, wat die epitome is van wat dit is om 'n Christen te wees, om alles te los en die koninkryk eerste te sit. Hierdie babietjie in sy ma se maag spring op met die aankoms van Jesus in sy teenwoordigheid. Hulle het 'n verwagting gehad dat hy hierdie ding gaan doen en dit gaan so lyk, en Jesus het gekom en hy het sy ding gedoen en dit het so gelyk. Goeiemôre julle, welkom by die laaste video van 2025. Kan julle glo, 2025 is op sy kop. Dit is die einde van nog 'n jaar. En dit is so 'n weird jaar gewees. Dit is een van daai jare wat so vinnig gevlieg het. En een van daai jare wat gevoel het of dit net nooit gaan eindig nie. Dit gesê, dit was 'n ongelooflike moeilike jaar vir soveel mense. Maar ook 'n goeie jaar in baie maniere. En ek het klomp planne gehad. Net 'n vinnige confession, ek het 'n klomp planne gehad om die jaar af te sluit met 'n paar groot video's wat ons beplan het en dit het nou net nie so uitgewerk nie. En ek het nie eintlik geweet hoe om hierdie jaar af te sluit nie en wat se video ek gaan doen nie. En ek het selfs iemand gehad wat vanoggend sou kom opneem en ek het dit gekanselleer want die Here het iets op my hart gelê die ander aand toe ek Bybelstudie hou. En ek wil dit graag met julle deel. Dit is 'n baie kort en vinnige boodskap, baie eenvoudige boodskap wat ek vinnig met julle gaan deel. En ek dink dit is 'n goeie manier om die jaar af te sluit, maar ook om die nuwe jaar in te gaan. So, dankie vir al julle ondersteuning hierdie jaar. Ek waardeer dit regtig so baie. Almal wat kyk, almal wat gekyk het, almal wat subscribe het, gelike het, elke comment, elke share, elke dingetjie wat julle gedoen het vir die Hansman Show, wil ek net vir julle baie dankie voor sê. Dit beteken regtig vir ons baie meer as wat ek vir julle kan uitbeeld en in woorde kan sit. As jy vir die eerste keer hier is, vra ek om verskoning, laat ek myself net ten minste aan jou voorstel. Ek is Adrian Venter, skepers, en ek is die gasheer van hierdie show. En hierdie show bestaan om mense te bemoedig en mans en vrouens te help en hopelik te bemoedig om weer hulle rolle op te neem as mans en vrouens van God. So, nietemin, kom ons kom by die boodskap. Die ander aand lê ek en ek lees Matteus. Ek is besig om Matteus weer deur te werk en ek lees 'n ding raak wat my in hierdie rabbit hole laat afgaan, as ek dit so kan stel. En dit is die pragtige ding van die woord, as ek lees Matteus en ek sien al die highlights wat ek die vorige paar keer al gemaak het, elke keer in ander klere, want elke keer as ek die Bybel of 'n boek in die Bybel of 'n brief in die Bybel weer oorlees, dan gebruik ek ander klere highlights, net om te distinguish, as ek dit so kan stel, kan onderskei tussen wat ek voorheen gelees het en wat ek nou nie lees en wat dit nie vir my beteken. En hierdie keer lees ek in Matteus 11 en ek sien die deel van Johannes die Doper. Maar hierdie is eintlik die einde van die gesprek. So ek gaan hom mees aan die einde lees en ek gaan begin by die begin van hierdie rabbit hole. Maar ek besef in hierdie oomblik, soos ek dit lees, besef ek dat ons twyfel so baie. En ek wonder hoekom. Hoekom twyfel ons? En ek gaan doen my navorsing in die woord en ek besef, ons twyfel baie keer want dit lyk nie soos wat ons wil hê dit moet lyk nie. Ons idee van hoe God moet wees, of ons idee of die manier hoe ons geïndoktrineer is deur ons kerk of deur ons geestelike leier of vriende of wat ook al die invloede, skep ons 'n vorm, ons 'n prentjie van hoe God moet wees, hoe sy koninkryk moet wees. En ons versuim baie keer om net na die Bybel toe te gaan en te gaan lees oor God, oor sy karakter en sy koninkryk. En ons skep hierdie ideaal wat gepaard gaan met wat ons graag wil hê dit moet wees.
En dan wanneer dinge nie presies gaan of in lyn is met wat ons dink dit moet wees en met ons denke en ons gedagtes en ons geloof nie, dan is ons teleurgestel en ons begin twyfel. As dinge nie goed gaan nie, dan twyfel ons. As jy beklei met jou vrou, dan twyfel jy. As jy beklei met jou kind, dan twyfel jy. As jy beklei met jou vriend, of as jy 'n rekening het wat jy nie kan betaal nie, of as jy jou werk verloor, of as jy, wat ook al dit is, as jy weer in daai sonde verval wat jy vir jare oorwinning oor gehad het, dan twyfel ons vir God. En ons wonder, Here, hoekom? Hoekom moet dit so wees? Hoekom moet ek deur hierdie ding gaan? Hoekom is die lewe so moeilik? En ek dink na 2025 kan ek vir julle sê, uit my ondervinding uit, met die bediening en met die mense wat ek al mee gepraat het en die boodskappe en goed wat ek ontvang en uit my eie lewe uit wat ek ervaar het hierdie jaar, kan ek vir julle sê, 2025 was 'n nare jaar vir klomp mense gewees. Klomp mense. Nou ons het twee goed gesien gebeur in hierdie tyd. Ons het gesien dat daar ongelooflike baie mense na Christus toe kom. Mense wat ons glad nie verwag het nie. Jy weet, sataniese kerkleiers, eksokultiste, drug addicts, alkoholiste, pornografie verslaafdes, gaming verslaafdes. Ons het al hierdie mense gesien na Christus toe kom. Sportsterre, moviesterre, rolprentsterre. En ons het net hierdie mense gesien wat net unashamedly vir God begin prys en vir God begin eer gee vir hulle lewens. En ek wil nie eens name noem nie. Ek weet julle het dit een gesien. En as jy nie het nie, gaan doen bietjie navorsing. Daar is baie mense wat Christus aan die voorvoet gesit het hierdie jaar. Maar daar is ook baie mense wat weggeloop het van Christus af in hierdie jaar. So deur die loop van hierdie jaar iewers, ek kan nie presies onthou waar nie, maar het ek tot hierdie beseffing gekom dat God is besig, in my opinie is dat God is besig om die skape van die bokke, is dit die bokke, ramme, ja, the sheep from the goats, nee, hy is besig om daai separation te maak, the wheat from the chaff, en good is te separate van evil. Dit is maar net my opinie. Maar toe ek nou hierdie ding raak lees, toe maak dinge vir my soveel meer sin. Want ek het vir God bevraagteken hierdie jaar baie keer. Ek het hom betwyfel baie keer. En ek lees hierdie ding raak en ek gaan 'n bietjie ingaan in Johannes die Doper se storie in. Want sy storie is vir my kern tot hierdie ding, want ons almal sien Johannes die Doper. My eerste ministerie wat ek begin het saam met 'n paar vriende was gebaseer op ek dink dit is Johannes 11 vers 28. Ek kan nie presies onthou nie, maar dit is waar Johannes sê, ek is nie die Messias nie, maar ek is voor hom uitgestuur om die pad vir hom voor te berei. So ek is ek's 'n aanhanger van Johannes die Doper. Ek's 'n groot fan van hierdie ou. Jy weet, hierdie ou wat in die wildernis ingaan het en van, ek sal nou nie van sprinkane gaan leef nie, maar wat van sprinkane gaan geleef het en sy klere van, jy weet, diervelle gemaak het. Hy was net soos hy's net vir my een van hierdie ouens wat in die Bybel genoem word, wat die epitome is van wat dit is om 'n Christen te wees, om alles te los en die koninkryk eerste te sit. So in my gedagtes, tot ek hierdie gelees het, was Johannes die Doper hy was hierdie perfekte Christen. Nee? Hy was amper vir my die eerste Christen. Soos ek weet, Jesus het Christianity eintlik kom bevestig, maar jy weet, Christianity self is net iets wat ons dit genoem het, of wat hulle ons genoem het, Christians, jy weet, want ons was followers of Christ. So obviously, jy kon nie 'n Christen gewees het voor Christus nie, maar ek voel net soos Johannes die Doper was amper hierdie ou wat, soos hy gesê het, en ek dink is Johannes 3 vers 28, wat hy sê, I came to prepare the way for the Lord. Nee, en ja, in elk geval, ek wil hierdie verse met julle deel. Die eerste ene is, ek raak excited, want hierdie is vir my regtig cool gewees.
En ek wil nie ek wil nie bash op Johannes nie. Dit is net vir my amazing dat hierdie in die Bybel is en dat ek dit vir die eerste keer eintlik raak lees. Maar ek wil vir julle Lukas, ek begin met Lukas 1 vers 41 tot 44 en dit sê: Toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. En met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou skoot. En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom? Hulle weet dat Maria die Messias in haar maag het, né? En hoor hierso, ek wil dit vir julle lees. Wat het Johannes die Doper? Hy is nog nie gebore hier nie. Hy is nog in Elisabeth se maag, in haar skoot, soos hulle sê. En die kindjie in haar skoot opgespring. So Johannes die Doper, hierdie babietjie in sy ma se maag, spring op met die aankoms van Jesus in sy teenwoordigheid. Ek kry hoendervleis, dit is vir my so cool. So hierdie is die eerste teken dat Johannes die Doper is bewus dat Jesus die Messias is. Nee, Jesus is die Messias. Ons sien dit hierso. Nou gaan ons gaan na, jy weet, Johannes hulle raak ouer en Jesus raak ouer en daar's klomp goed wat tussenin gebeur, maar ons gaan na Matteus 3 toe. En dit is waar Jesus gedoop word deur Johannes die Doper. En ek wil dit graag vir julle lees. Vanaf vers 13. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom deur hom gedoop te word. Maar Johannes het ernstig teëgegaan en gesê: Ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Eers beklei Johannes hier met Jesus en sê: Nee, ek kan jou nie doop nie, ek kan u nie doop nie, u is die Messias, u moet my doop. En Jesus sê vir hom: Nee, dit moet so gebeur. En Jesus laat hom toe om deur Johannes gedoop te word, nee. Hoe cool is dit? En hier kom, maak die hemel oop na hy gedoop is en die Gees van God daal neer en die stem kom uit die hemel uit en sê: Dis my geliefde seun in wie ek welbehae het. Johannes die Doper sien al hierdie goed gebeur. Hy sien dit gebeur voor hom. Hy sien hoe insane moet dit wees. Hy sien hierdie goed gebeur. En net voor dit wil ek vir julle lees in Matteus 3 vers 11. Hy sê in Johannes 3 vers 11: Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So Johannes weet Jesus is die Messias. Dit is geestelik aan hom geopenbaar. Obviously is dit nie deur sy eie intellek dat hy agtergekom het dat Jesus die Messias is nie, want hy het al in sy ma se skoot, in sy moeder se skoot, het hy gespring toe Jesus in sy teenwoordigheid inkom. En hier kom Jesus, hy wil nie vir Jesus eers doop nie, hy sê: Ek moet deur u gedoop word. En Jesus sê: Nee, jy moet my doop, dit is wat moet gebeur, né? Dis crazy. En ons 'n klomp goed tussenin, maar hier gaan ons en ons spring na Matteus 11. En ek wil dit vir julle lees. En Johannes het in die gevangenis gehoor. Nou word Johannes is nou toegesluit, né? En Jesus se ministerie is basies nou volwaardig in praktyk. En Johannes is uit die gevangenis uit, dit is hierdie nou, gebeur hierdie nou. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en 2 van sy disippels gestuur en vir hom gesê: Is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander verwag?
Johannes twyfel in Jesus. Hy twyfel of Jesus die Messias is. Hy stuur uit die tronk uit 2 van sy disippels na Jesus toe om vir Jesus te gaan vra, is jy nou die Messias of moet ons wag vir iemand anders? Dit is so 'n bietjie condescending amper, is amper so half aanvallend, jy weet, soos, is jy nou die Messias of moet ons wag vir iemand anders? En ek het bietjie gaan kommentaar lees oor hierdie stukkie en hoekom Johannes dit sê en hoekom hy dit in so 'n manier doen is dat daar 'n teorie is dat Johannes geglo het Jesus gaan hierdie militêre Messias wees, soos wat meeste van die Jode gedink het daai tyd. Hulle het gedink die Messias gaan 'n koning wees, hy gaan mighty and powerful en hy gaan Israel, die Jode herstel tot hulle waardige posisies en krag in die wêreld, en dit is wat hulle gedink het. Hulle gedink die Messias gaan die Romeine kom verslaan en die keiser kom verslaan, en ja, dit is net soos dit is wat hulle gedink het die Messias gaan wees. Hy gaan hierdie mighty, hierdie powerful ou wees, hierdie soldaat, hierdie figuur, hierdie political figure wat alles gaan kom herstel, ekonomie, koninkryk, krag, mag, alles. En Jesus het niks van daai goed kom doen volgens hulle verwagtinge nie. Hy het dit nie gedoen volgens hulle verwagtinge nie. Jesus het gekom en hy was hierdie liefdevolle, kind, maar ook magtig. Nee, magtig in sy manier, in die manier wat die meeste effek gaan hê op die mense. Jesus is perfek, Jesus het die regte ding kom doen, hy het dit net nie kom doen volgens hulle verwagtinge nie. Hulle het 'n verwagting gehad dat hy hierdie ding gaan doen en dit gaan so lyk, en Jesus het gekom en hy het sy ding gedoen en dit het so gelyk. En Johannes was soos, man, ek dink nie hierdie ou is dalk nie die Messias nie. Ek sit in die tronk en ek's vervolg vir my geloof. En ja, ek weet nie of hierdie ou eintlik die Messias is nie, want ek dink nie ek moet in die tronk wees nie. En ek besef net soos, hoe baie keer is dit nie ons nie. Ons het hierdie idee van hoe God moet operate. Ons het hierdie idee van hoe hy goed moet doen en wanneer hy dit moet doen, en dan doen hy dit nie soos ons wil hy moet nie, of soos wat ons dit verwag nie, of in die tyd wat ons dit verwag nie, en dan betwyfel ons hom. En ek wil vir julle sê, ek is nie onskuldig in hierdie nie. Ek het hierdie jaar baie vir God bevraagteken, in die laaste 2 jaar het ons deur 'n hengse tyd gegaan, finansiëel en emosioneel. En hier sit ek nog. God het voorsien elke keer deurgekom, elke keer gedoen, nie volgens my verwagting nie, maar volgens sy wil. Want dis hoe God operate. God operate nie uit ons verwagtinge uit nie, hy operate uit sy wil uit. Jy kan soveel vra as wat jy wil vir daai kar wat jy wil hê, as dit nie in God se wil is om dit vir jou te gee nie, gaan jy dit nie kry nie. Jy kan soveel vra vir daai werk wat jy wil hê, as dit nie in God se wil is nie, gaan hy dit nie vir jou gee nie. En partykeer is dit in sy wil om dit vir jou te gee, en dis nie noodwendig die goeie ding vir jou nie. Want jy gaan in daai werk in en jy haat dit, en jy sê, Here, hoekom het jy dit vir my gegee? Of jy koop 'n nuwe bakkie of nuwe kar, en jy sê, dankie Here, 'n maand later breek sy engine, en jy sê, Here, hoekom? Nou wat ek vir julle wil sê is, moenie in God se vermoëns twyfel nie. Hy is perfek. Bid vir sy wil om te geskied in julle lewens. Vertrou hom met alles in jou. Ken hom in al jou weë en hy sal jou baie gelyk maak. Moenie bekommer wees oor môre nie, moenie worry oor wat jy gaan eet en drink nie, want hy sal vir jou voorsien. Soek allereers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, dit is wat dit sê, en al sy geregtigheid, en hy sal vir jou alles gee wat jy nodig het.
Hy sal al hierdie ander goeders byvoeg tot jou, sê die woord. En dit is my boodskap vir julle aan die einde van hierdie jaar. Vertrou God, vertrou in sy vermoëns. Moenie op jou eie wysheid leun nie. Moenie op jou eie verstandhouding en verstand leun nie. Leun op sy wysheid, sy wil. Leun op dit. Dit is waar die hoop is. Dis waar die deurbraak is. Dis waar die lewe is in sy wil. En selfs al lyk dit nie soos ons dink dit moet lyk nie, selfs al is dit hoe moeilik en hoe sleg, as jy in hom vertrou, as jy jou rus vind in Christus, as hy jou skuilplek is, dan is jy soos 'n boom wat by waters geplant is waar rus is. Want die moeilike tye gaan nie ophou nie, julle. Die moeilike tye gaan nie ophou nie. Maar wat is jou bron? Want daai bron wat Jesus is, die waters waar rus is, daar het jy rus, en jy het vrede, en jy het vreugde, ten spyte van die chaos wat om jou aangaan. Dit is waar God ons wil hê. In hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. In hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. En ek wil graag vir julle afsluit met 'n laaste ding, wat nou net in my hart opkom, so ek gaan dit gou moet soek. Ek het hom, die liedjie se naam is In Exile, sorry, ek kon dit nie kry nie, kan nie die liedjie se naam onthou nie. Maar ek wil vir julle graag hierdie woorde lees. I am an exile, a sojourner, a citizen from some other place. All I've ever seen is just a glimmer in a shadowy mirror, but I know one day we'll see face to face. I am a nomad, a wanderer. I have nowhere to lay my head down. There's no point in putting roots too deep when I'm moving on, not settling for this unsettling town. My heart is filled with songs of forever, a city that endures, where all is made new. I know I don't belong here. I'll never call this place my home. I'm just passing through. En dis net die eerste paar verses en chorus, en ek wil dit net graag met julle gedeel het, want ons is net in hierdie wêreld, nie van hierdie wêreld nie. Ons is net wanderers, sojourners, exiles. Ons is net besig om hier deur te beweeg. En is taaf daar buite. Maar as jy by Christus, as Christus jou bron is, en as jy hom nie betwyfel nie, as jy in hom vertrou en glo en 100% geloof het in sy wil, en in sy voorsiening en in sy beskerming, in sy genade, dan is jy soos 'n boom wat by waters geplant is waar rus is. Geen om hoe erg die storm word om jou nie, hoe die donder weer dreun om jou nie. Jy is by rus en vrede en vreugde. En mag dit vir julle tot seën wees aan die einde van hierdie jaar en hopelik iets wees wat jy kan saamdra in die nuwe jaar. Ek wil net weer eens vir julle sê dankie vir hierdie jaar, vir alles, al die ondersteuning. En ek wil net vir God die eer gee vir dit. Ek wil vir julle dankie sê, julle beteken so baie vir my en vir hierdie channel en vir soveel ander mense. En ek hoop julle het 'n geseënde Kersfees, en as jy nie Kersfees vier nie, is dit oukei. En as jy Kersfees vier, is dit ook oukei, solank Jesus jou bron is. So geseënde Kersfees vir die wat dit vier, en voorspoedige nuwe jaar vir julle almal. Mag dit die geseëndste jaar wees van julle lewens, al is dit hoe moeilik. Mag julle by rus wees, en vrede, en vreugde. En mag ons hierdie podcast, laat my asseblief toe om hierdie boodskap af te sluit met 'n gebed. So sluit asseblief julle oë. Hemelse Vader, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat ons in u teenwoordigheid in kan kom met vrymoedigheid en blymoedigheid. Here, dankie dat ons weet u is in beheer. Al sien ons dit nie altyd nie, al lyk dit nie altyd vir ons so nie, Here, want ons net vir u sê, ons verklaar nou, ons weet u is in beheer en ons is so dankbaar vir u liefde, u goedheid, u guns, u genade, u beskerming, Here. En dankie vir elke kyker, dankie vir almal wat hierdie jaar my ondersteun het met hierdie kanaal en ons
stories kom luister het en boodskappe geluister het en elke like en comment en share en alles, Here. Ons wil net vir hierdie mense bid, vir elke een van hulle en bid en vra dat U hulle sal seën. Ek bid U rykste seën oor hulle uit. Ons dank U, Here, dat ons hierdie jaar saam met U kan afsluit, Vader, en dat ons hierdie nuwe jaar kan ingaan saam met U as ons leidsman en ons gids en ons skuilplek. Here, ons wil by U wees, geplant by waters waar rus is.